Ek wil jy met jou Bybel vanaand oopmaak in Matteus hoofstuk 27. Matteus hoofstuk 27. Gister, toe lees ek 'n stukkie en ek lees oor hierdie stukkie. En 'n gedagte het in my hart kom posvat rondom hierdie gedeelte. Iets wat ons nie altyd raak sien nie. En ek glo ook dit is, ek glo nie in toeval nie. Die Here se woord is altyd 'n woord in seisoen. En die Here spreek altyd met ons in 'n tyd wanneer ons dit die nodigste het. Ek wil vanaand 'n bietjie met ons praat oor hierdie gedagte en ek wil hê jy moet mooi luister vanaand. Die las wat ek nooit sou kies nie. Die las wat ek nooit sou kies nie. Een van ons kies om 'n las te dra nie, né? En daar is 'n geval in die woord van die Here daar, Matteus 27, waar ons van so 'n geval lees, waar iemand 'n las moes dra wat hy nie gekies het nie. En ons lees met Jesus se kruisiging van hierdie gedeelte. Matteus hoofstuk 27, en ons gaan daar se lees van vers 24 tot en met vers 35. Matteus 27 vers 24 tot 35. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom bymekaar. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel op hom. Hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof. En 'n riet in sy regterhand en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet o koning van die Jode. Nou ek wil net hierso gestop en net vir julle 'n bietjie 'n illustrasie hiervan gee. Daai kroon wat julle daar sien, is gewoonlik die kroon wat 'n mens dink is die tipe kroon. Nou hierdie kroon het ek gekoop in Israel. Hy kom uit Israel uit en dit is gemaak van die boom, van die wat Jesus se kroon van geweef is. Nou soos julle kan sien, hierdie dorings is nie klein doringkies nie. Dit is groot dorings. In ons, hier in Suid-Afrika ken ons iets soortgelyk en dit is wat ons noem kameeldorings amper. Maar hierdie dorings is ongelooflik skerp. Hulle is so skerp soos naalde. Nou ons het altyd die idee dat dit die tipe kroon is wat Jesus sou gedra het. Maar inderwaarheid is dit nie hoe die kroon gelyk het nie. Die werklike kroon van Jesus sou met hierdie takke geweef geword het, met hierdie einste dorings, maar hulle sou 'n helm gemaak het, 'n hele helm van hierdie ding. So hy sou heeltemal soos 'n helm gewees het. En dan sou hulle hierdie kroon in sy kop ingewerp het en ingedruk het. En dan kan julle vir julleself dink as daardie dorings daai hele kroon soos 'n helm oor sy kop was. Hoe sou dit gelyk het? Hulle het sy klere uitgewerp, vers 28, werp 'n rooi mantel om hom. Hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand. Hulle val op hulle knieë voor hom en hulle bespot hom. En sê, wees gegroet koning van die Jode. Dis 'n vernedering. Nadat hy gegeesel is, waar hy uitmekaar uitgeslaan is. 'n Geeseling was nie 'n mooi prentjie nie. 'n Geeseling was waar hom geslaan het met 'n sweep
waar daar stukke yster en klippe en been aan was, en elke hou sou hom uit mekaar uit geruk het. Hy was so erg geslaan gewees, dat jy sy binnegoed kon sien, dat jy sy longe kon sien. En daai stukke ysters het in hom ingedruk en het opgekloof. En hulle het hom nie net op een plek geslaan nie, hulle het hom van sy kop tot sy tone, voor en agter, rondom geslaan, 39 sulke houe. Die Bybel sê vir ons op 'n ander plek, hy is onherkenbaar geslaan. Jy kon nie eens sien, dit is 'n mens nie. Vers 30 sê, hulle spieg op hom. Hulle neem die riet en slaan hom op sy hoof. Nadat hulle daai kroon op hom gedruk het, vat hulle daai riet en hulle slaan hom. En dis nie net van een houtjie doef nie. Hulle het hom aanhoudend geslaan. Wat gebeur met daai dorings? Wat gebeur met daai kroon? Ek wil vir jou sê, die pyn wat Jesus deur is, die lyding waardeur hy is iets wat 'n mens in sy lewe nie kan begryp nie. Is iets wat jy in jou lewe nie vir jouself 'n prentjie van kan indink nie. Die bloed wat vergiet is, net nadat hulle hom gegeesel het. Jy weet self hoe jy bloei as jy net jou vinger oopsny. Dink hoe moes hy gebloei het. Hy was kragteloos, hy was swak. Hy was 'n normale mens, soos ek en jy. Vers 31, nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit, trek hom sy klere aan en lei hom weg, om gekruisig te word. En hier is die vers waar ek vanaand gaan preek, vers 32. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene, met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. Kom sou hulle vir Simon gedwing het om Jesus se kruis te dra? As jy gesien het hoe hy geslaan was, waar hy gegaan het, hoe hy gelyk het, hoeveel bloed hy vergiet het, en hoeveel pyn hy was. Daai kruis was nie net 'n klein kruisie nie. Daai kruis was swaar. Hy was nie in staat om daai kruis op te tel nie. Hy was nie in staat om eintlik eers te kon loop nie. Die feit dat hy dit gemaak het tot op Golgotha is 'n wonderwerk. Vra vir enige iemand wat al in Israel die Via Dolorosa gestap het, die pad van smarte. Van het waar dat hy gegeesel was, tot waar hulle hom gekruisig het, praat jy van amper 1 kilometer. Wat hy bergop moes loop. In 'n bloedige hitte. Terwyl jy so uitmekaar het geslaan was. Ons wat nie eers dit deurgegaan het, wil ek vir jou sê, as jy daai pad stap, dit drein jou. Dit breek jou. Hulle kry 'n man, Simon van Sirene, en hulle het hom gedwing om sy kruis te dra. Simon was nie vrywillig nie. Hy het nie vrywillig sy kruis gevat nie. Die Romeinse soldate het hom gedwing. Die Romeine was wreed. Hulle het geen genade betoon nie. 10-1 sou hulle vir Simon ook te nagekom het. Hulle sou hom ook aangerand het. Hulle sou hom ook, en nie net vir hom nie, sommer sy hele familie, sou hy durf probeer het om te weier om hy kruis te dra. Vers 33, hulle het opgekom op 'n plek wat Golgotha genoem word, wat beteken die plek van hoofskedel. En vir hom asyn met galgemeng gegee om te drink, en toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel, deur die lot daarop te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is, het my klere onder mekaar verdeel, en door my gewaad die lot gewerp. Hulle het Simon van Sirene gedwing om 'n las te dra wat hy nie gekies het nie. As ek jou vandag sal vra,
Hoe lyk jou ideale lewe? Hoe lyk jou droomlewe? Beloof ek vir jou, niemand van ons gaan sê, ek wil swaar kry, of pyn, of hartseer, of vrees, of spanning, onsekerheid of bekommernis beleef nie. Nie een van ons gaan sê, as ek vir jou moet vra, lyk jou droomlewe, ek wil angs beleef, ek wil verlies beleef, ek wil seer kry beleef, ek wil hartseer beleef nie. Niemand kies dit nie. Ons bid so telke male en elke keer as ons bid, ons kyk 'n bietjie na ons gebedslewens. Wanneer ons bid, weet jy, ons bid vir geopende deure. Ons bid vir die Here vir sy voorsiening, ons bid vir sy seën, ons bid vir vrede. Maar ek wil eintlik vir jou sê, ons bid nooit vir die Here, Here gee vir my pyn nie. Here gee vir my verdriet nie. Here gee vir my 'n las nie. En die lewe werk nie altyd uit soos ons dit beplan het nie. Die lewe werk nie altyd uit soos ons voorgehoop het nie. Soms verander alles in 'n oomblik. Net so. Jou lewe kan in 'n oomblik verander. Een oomblik gaan dit goed. Jy glimlag, jy lag, jy het hoop. En dan kom daar 'n oproep. Daar kom 'n boodskap. Daar kom 'n diagnose. Daar kom 'n finansiële krisis. Daar kom 'n verhouding wat breek. Daar kom 'n situasie waarvoor jy nie gevra het nie. Daar kom dood. Daar kom iets. En ewe skielik dra jy nou 'n las wat jy nie gekies het nie. En het jy hierdie las op jou en jy het nie daarvoor gevra nie. Jy het nie daarvoor gaan soek nie. Miskien sit jy dalk vandag hier. Jy sit met 'n glimlag op jou gesig, sodat niemand kan sien wat binne in jou aangaan nie. Niemand kan sien wat binne in jou is. Niemand kan die seer binne in jou sien nie. Want met wie kan jy jou hart deel? Met wie kan jy jou diepste seer, jou diepste pyn mee deel? Jy kan nie. Ek gee jou 'n brief. Hier sal mense wees wat aan my luister. Want hoeveel keer jy net in stilte, net vir die Here gevra het, Here, hoekom nou? Here, hoekom ek? Hoekom hierdie pad? Hoekom, Here? Dit maak nie sin nie. Ek wil vir jou sê, as dit jy is vanaand, hierdie boodskap is vir jou, want daar was 'n man in die Bybel, vers 32, 'n man genaamd Simon van Sirene. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En ek wil vir jou sê, ek dink hierdie vers, sonder dat ons dit besef, vertel eintlik die verhaal van baie van ons lewens. Simon het nie daardie oggend opgestaan met 'n plan om Jesus se kruis te gaan dra nie. Simon was nie van plan daardie dag om 'n kruis te moet vat by 'n man wat veroordeel is tot die dood toe. En om te moet dra na 'n plek toe waar daai man doodgemaak sou word nie. Hy was op pad na sy eie dinge toe. Hy het daai dag sy eie planne gehad. Hy het daai oggend opgestaan en hy was eers bewus van wat die vorige dag en die vorige aand gebeur het nie.
Want onthou, toe Jesus in Getsemane was, hulle het hom in geheim gaan vang. Hy was maar, miskien toevallig, daar in Jerusalem. En hier loop hy hom vas, in hierdie situasie. Hy het opgestaan en gedink, het gaan 'n gewone dag wees. En binne enkele oomblikke, verander alles. Terwyl hy daar staan en kyk wat aangaan, ek wonder of hy ooit besef het wat aangaan. Gryp 'n Romeinse soldaat om, en hy het geen keuse nie. Hy word gedwing. Ewe skielik word iemand anders se kruis op hom gelaai. Hy kan nie teesit nie. Hy kan nie teenstry nie. Hy kan nie dit weier nie. Hy word gedwing. En ek dink dit klink nogal bekend vir baie van ons. Ons maak planne. Ons het drome, ons het ideale. Maar soms dan kom die lewe en dan gee die lewe vir ons iets wat ons nie voorgevra het nie. Dit is iets wat jy nie verdien nie, is iets wat jy nie beplan het nie. Is iets wat jy nie, dit is nie eers jou las nie. En die waarheid is, daar is laste wat ons nie kies nie. Daar is laste wat na my en jou toe kom, wat nie ons keuse is nie. Ja, daar is sommige laste wat mense deurgaan, wat hulle eie besluite was, hulle eie keuses was, hulle eie doen en late was, hulle eie nalatigheid was, hulle eie skuld was. Maar dan is daar laste wat ons nie gekies het nie. Dit kom net eenvoudig oor ons pad. Niemand het gevra vir daai siekte nie. Niemand het gevra vir daardie finansiële druk nie. Niemand het gevra vir spanning en vir stres en vir vrees en vir angs en depressie nie. Niemand het gevra vir hartseer nie. Niemand het gevra vir dood nie. Niemand het gevra vir pyn en lyding nie. Niemand het gevra vir 'n gebroke huwelik nie. Niemand het gevra vir verhoudings wat in mekaar uitval nie. Niemand het gevra vir seer kry nie. Maar tog, daai las kom op jou pad. En tog draai jy dit. Omdat jy gedwing word om dit te dra. Net so Simon. Ek wonder toe Simon daar die kruis gevat het by Jesus daardie oggend. En hy daai kruis moes dra. Hoeveel keer het hy nie net gevra nie? Hoekom ek? Hoekom het julle my gevat om hierdie kruis te dra? Dit is nie my kruis nie. Daar's hoeveel ander mans wat hier staan. Hoekom ek? Hoekom moes hulle my kies? Wat het ek gedoen? I was just there minding my own business. Ek ken nie eers hierdie man nie. Hoekom ek? Vra ons nie ook daai selfde vraag baie male vir die Here nie? Here, hoekom ek? Hoekom moet ek hierdie las dra? Hoekom moet ek hierdie spanning vat? Hoekom moet ek dit? Here, dit is nie myne nie. Maar let op wat hy so sê. Die Bybel sê Simon het nie baklei nie. Hy het nie probeer weghardloop nie. Hy dra dit. Hy loop daai pad. Hy gaan aan. En ek wil vir jou sê, somtyds kos ware geloof nie om al die antwoorde te hê nie. Maar wat ware geloof is net om daai een tree aan mekaar saam met Jesus aanhoudend te gee. Dis wat ware geloof is. Al draai jy daai las net om elke tree saam met hom te loop. Weet jy wat die waarheid is? God is nie afwesig, of God is nie weg van jou, en God het jou nie verlaat.
net omdat die pad swaar is nie. Glo vir my, daai pad na Golgotha was nie maklik nie. Vandag is die pad, as jy vandag in Jerusalem loop en jy loop daai pad, is dit gepyf. Daai tyd was dit nie so nie. Weet jy, een van die grootste leuns wat die vyand vertel, en dit was 'n hele paar jaar terug, het hierdie teaching in die kerk ingekom, en ook mense laat glo, van health, wealth en prosperity. En een van die grootste leuns wat aan mense vertel is, as God jou lief het, en as jy nou waarlik 'n kind van God is, dan sal dit nie met jou gebeur nie. As jy nie siekte beleef het, dit sal nie met jou sleg gaan nie. Het sal met jou net goed gaan, het sal met jou net vooruit gaan, het sal met jou net wonderlik wees. Maar weet jy, kyk na Simon. Waar was hy? Hoor mooi. Waar was Simon? Langs Jesus. Ons mis daai punt, né? Ons mis daai punt. Toe Simon daai kruis moes dra, waar was hy? Langs Jesus. Hy was nader aan Jesus daai dag as die meeste mense wat daar was. Jesus se disippels het gevlug. Die skare het daar rondom gestaan en geskree en te kere gegaan. Simon het langs die seun van God tree vir tree gestap na daai kruis. Weet jy, die swaarste pad van Simon se lewe wat hy nog op daai stadium moes loop, was die naaste oomblik wat hy aan Jesus gehad het. Ons mis dit. Ons bid baie male, Here, vat die las weg. Ons bid baie male, Here, laat die kruis net verbygaan. Laat die stryd net verbygaan. Vat dit die las weg. Weet jy wat sê God vir jou? Kom nader na my terwyl jy dit dra. Kom nader na my terwyl jy dit dra. Weet jy wat, God is nie net 'n God wat storm stil maak nie. Hy is ook die God wat saam met jou in daai storm bly. Hoor mooi. Hy los jou nie in die storm nie. Jesus het nie vir Simon langs die pad gelos nie. Al was hy swak, al was hy moeg, al was hy uitmekaar geslaan, al was hy kragteloos, het hy langs Simon die pad bly stap tot aan die einde. In sy swakheid het hy saam met Simon daai kruis gedra, alhoewel hy nie fisies kon nie. Hy het saam met hom my pad gestap. En weet jy wat? Ek glo persoonlik, Simon was nie meer dieselfde mens toe hy huis toe gegaan het na daai dag nie. Want niemand kan wegstap van Golgotha af en dieselfde wees nie. Hoe kon hy? Hoe kon hy? Hy het die verlosser van naby gesien. Hy het langs hom geloop. Hy het sy asemhaling gevoel. Hy het sy sweetdruppels gevoel, gesien, geruik. Hy het sy liefde gesien wat hy betoon het aan die wat hom vervolg. Hy het gesien hoe Jesus nie teruggeveg het nie. Hy het gesien hoe Jesus nie vervloek het nie. Hy het gesien hoe Jesus daai pad gestap het, hoe hy sy mond nie oopgemaak het nie. Hy het gesien terwyl hy bespot was, hoe Jesus hulle behandel het. Hy het sy genade gesien wat hy betoon het. Hy het gehoor toe hy gesê het, Here, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie.
Hy het gesien hoe werklik wat ware liefde is. Hy het gesien hoe ware liefde lyk. Hy kon Jesus nie geken het vooraf nie. Maar ek beloof vir jou, hoor vandag dat ek vir jou sê, hy het nie dieselfde weggestap van Golgotha af nie. Ons dink baie male God verander eers ons omstandighede. Maar ek wil vir jou sê, in die meeste gevalle verander hy ons eers. Ons omstandighede is nie alles nie. God verander ons deur ons omstandighede. Weet jy wat, in storms leer ons God se trouheid. Ons leer God se vrede wanneer alles rondom ons bewe. Ons ontdek God se krag wanneer ons krag opraak. En Jesus vra nooit vir ons om alleen te dra nie. Hy het nooit vir ons gesê, jy dra jou kruis alleen nie. Hy het nie vir Simon gesê, vat die kruis en daar gat jy nie. I'll meet you there nie. Weet jy, ons fokus op Simon wat Jesus se kruis gedra het. Maar daar is eintlik iets baie groter. Terwyl Simon 'n stuk hout dra, het Jesus die sonde van die wêreld gedra. Watter las was groter? Terwyl Simon sweet in daai hitte, vergiet Jesus sy bloed. Terwyl Simon net 'n ent moes stap met 'n kruis, dra Jesus op pad soontoe die oordeel wat elkeen van ons verdien het. En ek wil vir jou sê, dit is hoekom Jesus jou verstaan, dit is hoekom Jesus jou ken, dit is hoekom Jesus weet van jou. Want hy het self daai pad gestap van pyn. Hy het self daai pad gestap van verwerping. Hy het self daai pad gestap van trane. Hy het self daai pad gestap van alleen wees. Hy het self daai pad gestaan van angs en van swaar kry en van vrees en van bekommernis. Hy verstaan jou trane. Hy verstaan jou pyn. Hy verstaan jou eensaamheid. Hy verstaan jou seer. Hy verstaan jou alleen wees. Hy verstaan jou angs. Hy verstaan jou swaar kry. Hy verstaan dit. Daar is niks wat jy vandag voel of beleef wat vir hom vreemd is wat hy nie verstaan nie. Hy weet dit. Weet julle wat is my so merkwaardig? Ek het vir jou gesê, ek betwyfel in my hart baie sterk dat Simon ooit dieselfde gebly het nadat hy die kruis gedra het. Weet jy, Markus, die evangelie van Markus vertel vir ons iets baie interessant. Hy noem 'n detail wat die ander evangelies nie noem nie. Maak vir my gou op daar in Markus 15 en ook in Romeine 16. In Markus 15 en ook in Romeine 16. Iets wat vir my baie interessant is. In Markus se evangelie, terwyl hy skryf van die kruisiging van Jesus en hy vertel van Simon van Sirene, skryf Markus 'n detail. En alles in die Bybel is daar vir 'n rede. En ek dink dit is toevallig dat hierdie in die Bybel is nie. Markus 15, daar in vers 21, in vers 22 skryf Markus die volgende, hy sê, en hulle het 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het, en dan noem hy hierdie detail, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. Hulle het hom gebring by die plek Golgotha, dit as dit vertaal word plek van hoofskedel. Dit is baie interessant.
Markus noem Simon se 2 seuns. Alexander en Rufus. Hoekom sal hy dit doen? Markus hoef nie. Markus hoef nie die 2 seuns van Simon van Sirene te genoem het nie. Want wat se relevantie is dit? Hulle het nie 'n rol gespeel in die dra van die kruis nie. Hulle het nie 'n rol gespeel en was nie betrokke daarbey nie. Dit was Simon wat die kruis gedra het. Nou waarom sal Markus noem Simon van Sirene die vader van Alexander en Rufus? Dit lyk vir my asof die eerste Christene geweet het wie Alexander en Rufus was. Want hoekom sou Markus dit genoem het? Kom ons Romeine 16. En skryf Paulus later, baie jare later, skryf Paulus die volgende. En let nou op wat hy skryf. In Romeine 16 vers 13. Groet Rufus, die uitverkorene in die Here, en sy moeder en myne. Hoor wat Paulus skryf. Groet Rufus, die uitverkorene in die Here, en sy moeder en myne. Dit is baie interessant. Baie teoloë en Bybelverklaarders glo dat dit is dieselfde Rufus, dat dit Simon van Sirene se seun was. Baie Bybelverklaarders sal sê, hulle glo, en ek persoonlik ook glo, dat dit was Simon se seun. Ons kan dit nie vir 'n feit sê nie, maar dis dit vir my baie interessant. Die pa dra 'n kort stukkie aan 'n kruis. En jare later dien sy seun die Here. Hoekom sou Markus dan pertinent die 2 seuns se name genoem het? Een ontmoeting met Jesus het moontlik 'n hele huis verander. Dis hoekom ek vir jou gesê het, ek het getwyfel en ek twyfel of Simon dieselfde kon weggestap het van Golgotha af. Niemand kan naby die kruis van Jesus kom en dieselfde wegstap nie. Jy mag dalk nie verstaan vandag wat God in jou lewe doen nie. Net so Simon. Hy het nie verstaan, Here, hoekom word hierdie kruis vir my gegee? Jaar later het die Here sy seun gekies om die evangelie te verkondig. En dit begin by 'n kruis wat sy pa moes dra. Jy weet nie vandag, jy verstaan nie wat God in jou lewe doen nie. Jy mag dalk voel die las wat jy dra, dit breek jou. Jy mag dalk voel hierdie stryd wat jy fight, hierdie battle wat jy fight, ruk jou uit mekaar uit. Jy mag voel, Here, ek verdien dit nie. Hoekom moet ek hierdie pad stap? Moenie onderskat wat God besig is om te doen in jou lewe nie. Moenie onderskat wat hy deur jou, in jou kinders, in jou familie, of selfs aan ander mense kan doen nie. Want God werk baie verder as wat ons kan sien. Ons sien net 'n prentjie, ons sien net vir Simon, wat 'n kruis gedra het. Maar later sien ons, sy seun, wat die evangelie uitdra na die wêreld. Baie male sal ons vra, Here, waar gaan ek die krag kry om aan te hou? En ek weet, jy gaan vir my sê, ek verstaan alles wat jy sê. Ek hoor alles wat jy sê.
dit vat nog steeds nie my las weg nie. Dit vat nog steeds nie my probleem weg nie. Maar hoor wat Dawid sê in Psalm 121. Baie bekende psalm, ek gaan dit vir julle lees. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons vra, waar gaan ons hulp vandaan kom? Ons sien hierdie berge. Ons sien hierdie las. Ons sien hierdie berg voor ons. Ons sien hierdie Goliat. Waar sal my hulp vandaan kom? Sy my hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Jy sien, dis wat vir God belangrik is. Jou siel. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Weet jy wat sê Dawid hierso? Jou hulp kom nie uit mense uit nie. Kom nie van mense af nie. Kom nie uit jou geld uit nie, kom nie uit jou vermoë nie, kom nie uit jou reputasie uit nie. Kom nie uit wie jy ken nie. Jou hulp alleenlik is van die Here. En dit beteken nie God vat altyd die las dadelik weg nie. Dit beteken nie God vat die berg en gooi hom in die see dadelik nie. Maar weet jy wat? God gee jou die krag om die volgende tree te gee. Ek dink toe Simon daar die kruis gedra het langs Jesus. En hy het hom dopgehou en hy het gesien hoe swak hy was. En hy het elke asemteug, elke kreun, elke steen, elke pyn en lyding gehoor en gesien van Jesus. Dink ek het hy elke tree gegee. Want sy oog was gefestig op die een wat langs hom stap. En hy het hy kruis gedra tot op Golgotha. Hy kon hy kruis dra. Van die meester het langs hom gestap. Die een wat eintlik die prys betaal het, die een wat eintlik die lyding gedra het langs hom gestap. Die kruis wat Simon gedra het, was uiteindelik die kruis wat Jesus sy lewe opgegee het. Die Here het sy lewe gegee vir jou kruis wat jy moet dra. Saam met die kruis sal hy ook die uitkoms gee. Hy hou jou vas wanneer jy voel jy gaan val. Hy gaan vir jou vrede gee wanneer dit voel niks maak sin nie. En hy gaan vir jou verseker om vir jou te sê, ek los jou nie alleen nie, want ek stap saam met jou. I've done it once, and I'll never leave you. Hy het gesê, ek gee jou hierdie belofte, ek is met jou, tot aan die einde. Weet jy wat is my nog iets aangrypend van alles? Jesus se aardse pa, Josef, was 'n timmerman, hy was 'n skrynwerker. Hy het elke dag met hout gewerk, selfs met Jesus. Baie bronne wys vir ons dat Josef, die laaste wat ons van Josef in die Bybel lees is nadat Jesus toe hy 12 jaar oud is in die tempel was. Daarna lees ons nie weer van Josef nie. En baie Bybelbronne of baie Bybelkenners sê dat Josef het vroeg gesterf. Dis moes Jesus die pot in die kook gehou het, as ek het so kon noem. En hy was 'n timmerman. Hoe baie het Jesus nie met hout gewerk nie, elke dag. Hy het waarskynlik tafels gemaak, en deure, en lyke vir huise, en miskien selfs vir die Romeine het hy kruise gemaak. Ek sê dit is so nie, maar ek wonder maar baie keer oor daai een. En jare later sou hy self van 'n hout hang
Dit waarmee hy elke dag gewerk het. Die kruis wat jy moet dra, het hy aangehang. Party dae voel ek ook soos 'n stuk dryfhout. Ek dink jy ook. Ons word rondgeslinger deur die storms van die lewe. Ons is baie keer vol merke, vol stampe, vol stote. Baie keer het ons nie rigting nie. Maar weet jy wat, geen stuk hout in 'n timmerman se hande is waardeloos of nuttelose hout nie. Jesus het hout gebruik om redding te bring. Hy het 'n kruis gebruik van hout om redding te bring. Jy mag voel soos 'n stuk dryfhout. Hy kan 'n stuk dryfhout gebruik om iemand wat besig is om te verdrink aan vas te laat gryp. Hoor vandag wat ek vir jou sê. Jy mag voel soos 'n stuk dryfhout. Moenie jouself weggooi nie. As jy jouself in Jesus se hande plaas, jy mag voel soos 'n stuk afvalhout. Jy is nie. Hy sien moontlikhede in jou. Hy sien 'n doel in jou. Hy sien iets wat ander nie kan sien nie. As Simon daardie oggend 'n keuse gehad het, sou hy heel waarskynlik gesê het, kies iemand anders. Maar vandag ken ons Simon se naam. Simon het 'n hout vasgegryp en 'n hout gedra wat nie vir hom bedoel was nie. Ons ken sy naam, nie omdat hy sterk was nie, nie omdat hy dit wou doen nie, maar omdat hy onder 'n las geloop het, wat hy nooit self sou kies nie. Ek weet nie wat 'n las jy vandag dra nie. Ek weet nie wat is die las in jou lewe nie. Maar die ene kan ek vir jou vandag sê, ek weet wie saam met jou die pad stap. En eendag wanneer jy terugkyk, gaan jy dalk sien, dat hierdie pad wat jy die meeste gevrees het, hierdie pad wat jy die meeste voor bang was, die plek was, waar jy Jesus, die naaste en die diepste leer ken het. En jy sal nie dieselfde van Golgotha af wegstap nie. En dit sal 'n verandering in jou lewe bring. Ek wil vir jou afsluit met hierdie woorde in Jesaja 41. Jesaja 41 vers 10. En hoor het sê die woord van die Here vir jou vanaand. Jesaja 41 vers 10 tot 13. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaamd staan en in die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou teeparty sal omkom. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks en soos 'n nietige ding. Die manne wat teen jou oorlog voer. Want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie. Ek help jou. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Ek wil vir jou sê, daai las wat jy nie wil dra nie, dra dit en hou jou oë gefestig op Jesus. Want daai pad wat jy die meeste gevrees het, daai las wat jy die minste wou gedra het, sal die plek wees waar jy Jesus die diepste leer ken. Amen. Ons sluit af. Vader, ek
sê vir U dankie vandag, Here, vir hierdie woord. Dankie, Here, dat ons kan weet vandag, Here, U maak storm stil in ons lewe. Dankie, Here, dat ons kan weet, U stap 'n pad met elkeen van ons. Here, dat U stap saam met ons, Here, en U hou ons hande vas. Here, soms voel dit vir ons weet nie hoe ons hierdeur gaan kom nie. Here, soms voel dit vir ons stap met 'n kruis, met 'n las, Here, waarvoor ons nie gevra het nie. Maar Here, een ding is verseker. Ons weet, Here, dat U sal ons dra. Ons weet, Here, U sal ons die krag gee. En Here, ek wil bid dat in ons storm, in die kruis wat ons moet dra, op hierdie pad wat ons moet vat, hierdie las wat ons moet dra, Here, dat ons oë gefestig sal hou op U, dat ons sal weet, Here, U stap hierdie pad saam met ons, Here. En dat ons oë gefestig sal hou op U, dat ons U dieper sal leer ken in hierdie stryd wat ons beleef en waardeur ons stap. Here, my gebed is vandag, dat ons U sal vind in ons las wat ons dra. En dat ons ook nie dieselfde van Golgotha af sal wegstap nie. Here, U werk groter as wat ons ooit kan dink. Dit wat die vyand vir ons beplan het om ons te vernietig, om ons te sink, Here, sal U gebruik om groter en breër dinge te maak en te laat gebeur. No plan that was formed against us shall prosper. En Here, ek bid dat U die las wat ons dra, ons die krag sal gee, om daai las te kan dra saam met U. Te kan weet, Here, U is met ons. U dra die pad saam met ons. En ek bid dit vanaand in Jesus naam. En ek wil vanaand bid dat daai las wat jy sal dra vanaand, dat die Here vir jou die krag sal gee om dit deur te staan. Mag die storms ook in jou lewe stil word. Mag die storms in jou lewe ook om stil wees vanaand. Die wind het deur my vensters van verwagting kom breek, en die nag het door my drome 'n donker mantel kom steek. Ek het op die rand van elke môre na antwoorde gesoek. My gebede tussen trane in 'n half geskrewe boek. Toe die golwe my fondasie soos donder weer kom slaan, en die skadu's van die lewe my van U weg wou laat gaan, het die stem deur die wind gebreek, soos lig deur wolke skyn, en my hart weer laat onthou, dat die liefde nooit sal verdwyn. As my krag soos 'n uurglas wil verdwyn, en ek hoop bo alles dat verlossing sal verskyn. Hoor ek sag tussen die storm en vrees se gil, my kind, ek is nog by jou. Storms wees stil, die Meester spreek vandag, die see buig voor sy liefde en die wind voor sy gesag. Storms wees stil, hy hou my boot nog altyd vas, al slaan die golwe hoog, bly sy genade my krag. Storms wees stil, die kruis het reeds betaal, die oorwinning behoort aan hom deur elke donker dal. Storms wees stil, ek weet die son kom môre op, want hy is in my boot, ek sal op water kan loop. Storms wees stil. Daar was daar vol van vrae wat my geen antwoord
antwoorde wil gee. En ek het deur valleie van verlange getree. Elke wond het soos 'n winter om my siel kom huisves vou. Maar die hand het deur die koue steeds die vuur in my behou. Wat my wou vernietig, het my nader aan U gebring. Wat my wou laat struikel, het my met nuwe hoop laat sing. Nou sien ek hoe U trou was in die donkerste gety. In die diepste waters kon U lig deur my seer kry sny. Geen nag is te donker vir die lig van ewigheid. Geen stryd ooit te swaar vir die groot barmhartigheid. Die graf het verloor, toe genade uit die dood ontstaan. En Jesus sy arms uithou en vir jou sê, storms wees stil, die Meester spreek vandag. Die see buig voor sy liefde en die wind voor sy gesag. Storms wees stil, hy hou my boot nog altyd vas. Al slaan die golwe hoog, bly sy genade my krag. Storms wees stil, die kruis het reeds betaal. Die oorwinning behoort aan hom deur elke donker dal. Storms wees stil, hy hou my boot nog altyd vas. Want hy is in my boot, ek sal op water kan loop. Storms wees stil, die Meester spreek vandag. Die see buig voor sy liefde en die wind voor sy gesag. Storms wees stil, hy hou my boot nog altyd vas. Al slaan die golwe hoog, bly sy genade my krag. Storms wees stil, die kruis het reeds betaal. Die oorwinning behoort aan hom deur elke donker dal. Storms wees stil, ek weet die son kom môre op, want hy is in my boot, ek sal op water kan loop. Storms wees stil. Here, my gebed vanaand is dat elkeen wat 'n las vanaand dra, elkeen wat 'n storm beleef, Here, vanaand net sal besef, Here, U is met hulle. U is in die boot. U dra die kruis saam met hulle, langs hulle, U stap die pad saam. Hulle is nie alleen nie. En ek wil bid, Here, dat U die storm in elkeen se hart, en elkeen se gemoed, elkeen se gees sal stil maak. En dat die vrede, wat alle verstand te bowe gaan, oor elkeen van ons sal kom. Ons dank U, Here, dat U getrou is. Ons dank U, Here, dat U met ons is. En ons dank U, Here, dat in ons stryd, ons dieper in U kan groei. Ons loof en ons eer U, dat ons nooit weer dieselfde van Golgotha kan wegdraai nie. En dat dit wat U in ons lewe toelaat, Here, die stryd wat ons beleef, die las wat ons moet dra gebruik, om dinge ook te doen in ons lewe wat ons nie eens kan sien nie. Ek bid, Here, dat U elkeen van ons die krag sal gee, om staande te kan bly. In Jesus naam. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees. Amen.